Goeiedag luisteraars en baie welkom by Alles Afrikaans en hierso by die Boekeman. Ek is Nico Skamron. Ek gesels vandag met Baron Koens. Hy is 'n musiekvervaardiger wat al goue treffers en platinum albums die lig laat sien het, soos vir Gerard Steyn, die Janel, Snotkomp en 'n hele paar ander. Hy het ook die musiek verwerk vir Lien se langstaan skoene en 'n paar ander rolprente. Maar ons gesels nie oor sy werk nie, maar ons gesels oor iets baie unieks wat in sy lewe gebeur het. 25 jaar wat hy gesoek het na sy biologiese pa. Die pad wat hy moes gestap het, maar ook al die tekens wat daar was. Maar dit gaan oor gebed. Dit gaan oor 'n vraag wat hy aan die Here gestel het en 'n vraag wat moes beantwoord word. Baie welkom weer eens. Baron, baie welkom by Alles Afrikaans en hierso by die Boekeman. Dit is 'n voorreg vir my om jou te ontmoet en ons wil graag vandag gesels oor 'n baie unieke storie. Maar weer eens, baie welkom. Baie dankie. Baron, waaroor ons eintlik wil gesels is hoe die lewe in jou lewe spesifiek, hoe dingetjies in mekaar inskakel. Dit is soos 'n legkaart, hier is 'n stukkie en daar is 'n stukkie, maar op die einde kom alles by mekaar en dit vorm 'n storie. En ons begin eers by die feit dat jy op 10 maande aangeneem was deur 2 wonderlike ouers en jy het groot geword in Germiston. Yes, it was actually 10 dae. 10 dae, skus tog, ja. 10 dae. Nee, dis cool. Nee, ek het maar net dit, ja. Ja. En vertel vir ons van jou kinderdae en jy weet tot op hoërskool, toe jy diensplig toe is. Well, ek in Germiston groot geword, so ek sê my ouers is amazing mense gewees en my pa is oorlede en my ma lewe nog. En ek het in 'n huis groot geword waar daar baie liefde was en daar was baie alles wat jy nodig gehad het. As 'n kid, ek het nooit regtig my dad was amazing met ons gewees, maar toe ek groot word en ek dink ek het dit in die ander radio interview dink jy geluister het, gesê dat ek het in 'n huis groot geword waar daar nie regtig musiek was en kuns was nie en my hele familie soos jy nou gehoor het op die ander interviews is almal kunstenaars en musikante. So ek het hierdie ding diep in my gehad my hele lewe dat ek geweet het iets was missing, maar ek kon nie my vinger daarop sit nie en ek was altyd 'n klein bietjie aangetrokke na die kunste en musiek. En toe ek dink in die interview het ek ook gesê dat ek was ek weet nie op laerskool gewees toe wil my ma sê my ma wil kan seker na my musiek doen as jy wil. My suster en ek gaan toe altyd vir 'n klavier interview om klavier te speel en toe veil ek die interview want ek het nie geweet wat die teacher wou gehad het nie. Sy het nie mooi kon die mes mooi vir my gesê wat sy wil hê nie en ek het dit verstaan nie en anyway toe sê sy net maar jy's glad nie musical nie. En dit was nogal vir my was maar stupid geweest, maar ek dink baie keer daaraan as ek toe begin klavier speel het waar sou die journey uitgekom het, maar ja. Lang storie kort te maak, ek het baie sport gedoen op skool en toe ek dink 18 was dit my ma vir my akoestiese gitaar vir my gekoop. Ja. En toe gaan ek AMI toe en toe begin ek bietjie speel en toe gaan ek Kaap toe en Wanneer het jy uitgevind dat jy aangeneem is? Vandat ek gebore was, regtig my ma het basically was een van daai there's different schools of thought, you know, how you should approach that, but ek dink my ma het altyd gesê, sy wil hê ek moet weet. En my suster is ook aangenome, so sy het vir ons altyd maar gesê, kyk, julle is adopted. Nou goed, toe in matriek het jy besluit in matriek het jy besluit om lugmag toe te gaan. Jy wil permanent aansluit by die lugmag. Neem vir ons die storie daarvanaand af en hoe jy toe na die Kaap beland het.
Okay, so die ding was, omdat ek nie musiek gedoen het, ek meen ek dink, ek onthou my ma het vir my pa gesê, toe ek hoërskool toe gaan, dat sy dink ek moet na 'n kunstskool toe gaan. En sy het obviously 'n bietjie van 'n aanvoeling gehad en gesien, maar hierdie kind het iets anderste, en my pa, wat toe baie old school is, het toe obviously geweier en gesê ek moet 'n try doen, en jy weet, hy was van Ja, daai headspace, en anyway, toe met ander woorde, toe ek hoërskool toe gaan ek aan tegniese skool toe, en toe doen ek electronics en wat ook al, en dit was toe my vak gewees. En met die gevolg is toe ek gaan vir die interview by die army, toe vra die ou wat wil jy doen? Toe sê ek, wel, ek doen electronics op skool. Ek moet seker dit doen vir 'n lewe, né? Dit was regtig, maar anyway, toe vra die ek weet nie of dit 'n samajoor was of wat nie, maar toe het hy al hierdie career options hier voor my op die tafel neergesit. En toe sê hy vir my, hoorie, so maak 'n keuse, wat wil jy doen? En dit is nogal wild as jy nou daaraan dink. Ek meen, obviously as jy, I suppose the thinking would be, if this guy chooses something, you can always change later. ja, It's just to get him into some kind of a direction. So I chose something, but very randomly, just kind of like literally, eenie, meenie, mine, mo, daar sê. En toe kies ek hierdie een career option, en dit was avion radar. So wat jy nou obviously al die radar op die vliegtuie, met die radar op die vliegtuie werk. So dis basically waarvoor ek toe aangesluit het. Toe doen ek my basic training, en net na basic training toe sê ek hier in Pretoria, en toe sê ek by SLT, waar hulle almal train mos nou, en toe roep hulle 10 van ons uit die een oggend, en toe sê hulle vir ons, julle ouens gaan Kaap toe. En net voor dit het ek gehoor dat my biologiese ma was in Kanada, en toe het sy 2 jaar voor dit, 'n jaar of 2 jaar voor dit, het sy die gevoel gehad dat sy moet terugkom Suid-Afrika toe. En toe trek hulle terug Kaap toe. So for me, that was like a whole, if you look at back at it now, it's a whole God thing, how the thing connected. Absolutely, because wat gebeur het was, toe in daai 5 minute of 10 sekondes of wat ook al wat ek daai kaart gekies het of vir daai career option gekies het, daai groep van ons, net daai groep, het Kaap toe gegaan vir 'n jaar, want dis waar hulle daar ons getrein het. Die res van hulle het almal hierbo gebly. En toe ek in die Kaap kom, toe het ek nou obviously geweet my ma bly in die Kaap, en ek nog altyd hierdie urgent, en ek meen dis 'n groot ding. Ek dink meeste adopted kids wil, ek meen as 'n human wil jy weet waar jy vandaan kom. ja, natuurlik. En toe het ek maar hierdie urge gehad in my. So toe ek my ma toe ek af Kaap toe gaan, toe dink ek, yes, you know what, I'm gonna maybe take a chance and maybe I can find her. En toe gaan ek na die welsyn offices toe. Ek kan nie eens meer onthou waar dit was nie. Ek weet nie hoe ek dit gekry nie, maar ek het kan of reguit soontoe gery op I found out where they were. Anyway, hierdie ouens het toe letterlik omgedraai en die val uit die muur uitgetrek, en daar sê hy hier 'n bookshelf, en dit was so maklik soos dit gewees. Maar die funny ding was dat die career option wat ek gekies het, ons is toe af Kaap toe Eiseplaat toe, en my ma bly 10 minute van die lugmagbasis af, my biologiese ma. Nou ek meen die odds dat so iets gebeur is verskriklik insane. Ja, En die ja. feit dat ek permanent gejoin het, en die vryheid gehad het as iemand wat permanent is, dat jy elke aand kan uitgaan en elke naweek kon uitgaan, waar 'n gewone persoon wat nie permanent is, moes maar net naweke uitgaan of sekere tye, het my die luxury gegee om my ma vir 'n hele jaar lank Ja. te leer ken. Ja, So ek was baie jonk geweest, ek dink 19 geweest, en ek was 18, soos 19 geweest toe ek haar ontmoet het, en maar ja, Baron, dit was ek dink juis, dit klink nou soos toeval. Jy het jou ma gaan soek, jou biologiese ma, sy bly net 5 minute of wat ook al van die plek af waar jy studeer. Maar op die ou einde, al hierdie dingetjies, hierdie is dan net die begin van die puzzle, waar ons gaan by uitkom. Hier het jy haar ontmoet, sy bly toevallig naby waar jy is, jy kan 'n hele jaar saam met haar spandeer.
die eerste vraag wat jy vir haar gevra het, toe jy haar ontmoet het. Yes. So my die eerste vraag, ek onthou dit duidelik. Ek het vir haar gevra, tell me about my father. Want ek dink, dit was vir my obviously die grootste, it's kind of like a weird ding, want jy wil albei ontmoet, maar ek het net hierdie, ek dink vir 'n seun, om 'n pa te hê, dit gaan weird klink, maar die dad wat ek gehad het, was in many ways, het God hom met dieselfde goeders gekoop, want toe ek my regte pa ontmoet, kon ek goeders sien wat albei qualities wat albei gehad het. Maar ek wou maar altyd geweet het, so dit was maar die ding gewees, ek maar altyd geweet het, who's my dad, want, ons almal wil weet wie jou pa is, of hy nou 'n goeie ou of 'n bad dude is, jy wil weet. En, toe het my ma, kind of, dis vir haar 'n moeilike een gewees, ek dink, so sy het nie regtig baie gepraat daaroor nie. Maar sy het maar net vir my 'n paar stukkies inligting gegee, en ek het my hele lewe lank daaraan vasgehou. Ek onthou, ek het actually, na ek my ma ontmoet het, toe het my vrou vir my, sy's 'n social worker, toe het sy vir my original birth certificate en al die original adoption forms wat in my ma se handtekening alles was, het sy vir my gekry. En dit was nogal amazing, want op dit was, well, dit was nie die birth certificate, was die adoption papers, en op dit was die naam wat sy vir my gegee het, en my naam was Kyle Andrew. En dis actually op my birth certificate, Kyle Andrew. En en die Andrew is my pa, want my pa is Andreas. So dit was 'n bietjie van 'n clue gewees, maar daar was net al hierdie random clues actually gewees van ja. Kyk, ek wil teruggaan na die Palm Grove Hotel toe. Julle het as jong mense afgegaan, is dit Durban toe, en julle het daar gaan dans, verstaan het, by die Palm Grove Hotel. Yes. Nou ja, daar is ook 'n koneksie tussen Palm Grove, maar ons sal later daarby uitkom. Ja. Dit was, wat die jaar was dit gewees? Kan jy onthou? Okay, so die hele Palm Grove Hotel ding het gebeur toe ek, hoe oud was ek gewees? Ek was, as 'n kind het ons elke vakansie, sorry ek skryf gou, as 'n kind het ons elke vakansie Margate toe gegaan. Margate, ja. My dad het, ons het 'n huis in Ivango gehad, en ons het elke vakansie Ivango toe gegaan, en dan obviously gaan ons Margate toe. En toe ek 'n tiener was, toe begin ons nou maar 'n bietjie gaan, jy weet, kuier by kuierplekke, en die plek wat ek altyd begin kuier het toe ek in vakansie was die Palm Grove Hotel, want dis in Margate. En dit was 'n weird, kind of, 'n weird ding, want baie jare later het ek uitgevind die significance van daai plek. Nou, whether that was just coincidence, or whether we could feel a connection to a place and a space, or whether it's just kind of like, something that you believe. Ja, so dis nou het ons die Palm Grove Hotel, waar jy as tiener gaan dans het, wat soos ons sê belangrik is tot die storie, en ons het ook jou ma, jou biologiese ma wat jy ontmoet het, en dan daar is jy ook blootgestel aan musiek, want haar man is dit Eddie gewees, het 'n versameling van plate gehad, en daar was 'n spesifieke plaat en 'n spesifieke lied waaroor jy nogal gaande was. Yes, verseker. So wat gebeur het is toe ek vir my was nogal 'n magical journey, want toe ek Kaap toe gaan en ek begin gitaar speel, ek het immediately geweet dat dit is wat ek moet doen. Ja. En die ding is, ek het altyd gevoel dat daar was 'n sense of urgency, want jy weet, ek het nie vroeg begin nie, ek het begin toe ek 18 was, en regtig toe ek 19 was, regtig eers begin leer gitaar speel en musiekteorie, en ek was altyd obsessed met om te leer. En deel van dit was toe ek my ma ontmoet ek vir Eddie, en Eddie het 'n verskriklike amazing collection van plate gehad, en
goed wat ou stuff, ou stuff, is niks modern nie, maar dit was alles crucial vir my. En die een artist wie ek verskriklik gelove het, sy naam is Santana. And I was just drawn to it because of the nature of I think the Latin American thing and the rhythms and the guitar. En toe daar was 'n song gewees wat my instantly geklik het. Instantly. Die song se naam is Europa. Ja. En daai song het net vir my, ek weet nie, up to this day, it just has something, I don't know what it is. But anyway, so ja. So Dit word ook 'n koneksie. Kom ons gaan na Perth toe. Baron, jy is toe later oor Perth toe. En dit is waar die wonderwerk begin in jou lewe, waar jy ook vir Joe Vermeulen ontmoet. Vertel ons bietjie daarvan. Okay, so die hele storie met Joe, ek meen dit kan klink 'n bietjie disjointed, maar die hele so just going back a little bit, right? So I knew my mom for 25 years and it was 'n groot ding in my hart om my pa te ontmoet, obviously. En die ander ding is my kinders het toe met hulle ma en nuwe pa het toe Perth toe getrek. It was a catch-22 when to go, And eventually toe ek 8 maande of 6 maande oorgehad het op my visa, toe gaan sien ek die kinders die eerste keer in 2 jaar. En toe was dit so amazing, toe sê ek vir hulle, hoor jy, ek het die keuse gemaak, ek gaan nou kom. So want ek wil by julle wees, en dit was 'n groot skuif in my lewe, verskriklik. Maar ek het gesê, well, if I'm gonna do it, I'm gonna do it now. If I take, my visa will expire and it will be another whole bunch of money. So anyway, toe pak ek op en ek gaan toe einde van 15 en 2016 toe is ek daar Januarie. En dit was 'n crazy tyd gewees. Dit was ek meen dink nou daaraan, jy is 46 jaar oud, jy is in 'n nuwe land, jy moet nou 'n karier vir jouself uit. Dit is baie gewees, maar en ek probeer dit nou nie sad storie maak nie, glad nie. En dit is vir my amazing hoe God se hand werk in ons lewe, want die way wat alles net by mekaar kom. Ek meen ek is toe in Perth en ek is toe letterlik 10 minute van my kinders af. So ek het baie tyd gehad om te sien en deur goeders met hulle te deel, My kind se graduation en my ander kind se graduation en uni en net ons het magic tye gehad. Maar anyway, toe ek daar aankom, toe sê my ex-vrou vir my, maar hoorie, so ek was in 'n kerk gewees met 'n ou met die naam van Joe Vermeulen. Ek het vir hom klavier gespeel, maar hy's 'n muso en 'n dominee, 'n baie cool muso, en ek dink jy moet hierdie ou ontmoet, en ek's like, regtig, okay, nie in 'n bad way nie, ek was net soos nie lus vir die kerk ding weer nie. En alhoewel ek my hele lewe lank 'n Christen was en was ek net moeg vir die kerk, ek is nie, ek dink daar's baie keer goeders wat nie reg is nie, mense kry seer in die kerk, en ek was maar net in daai headspace. Toe dog ek, okay, I'll meet this guy. En wat gebeur het in Joe se lewe, hy was in Brisbane gewees, en toe het hy musiek gemaak, en hy het Bible verses gevat, hy soos Genesis vat, en dan die hele Genesis vat, en musiek skryf daaroor, is amazing. Anyway, en toe het hy opgehou daarmee. En toe het hy nou maar met sy bargain, wat ons almal met God maak, vir hom God gesê, hoor jy, if you want me to do this, then you've got to actually send me a music producer. Otherwise, I'm not going to do this anymore, because I don't want to do this anymore. Vir een of ander rede. Toe kom hy van Brisbane af Perth toe, en ek kry sy nommer, en ek bel hom eendag, na 'n paar maande wat ek daar is, en ek sê vir my, Joe, my naam is Byron, ek's 'n music producer van Suid-Afrika, en ek wil jou ontmoet. En hy freak uit, want hy dink toe, wat, jy's 'n music producer, jy moet my ontmoet, en ek ontmoet hom toe, en ons praat oor wat hy doen, en ek sê van, yes, maar kom ons werk saam, en vir hom was dit net 'n sign gewees van, okay, ek moet dit doen. Maar toe ek met Joe praat, is ek like, nou sit ek en dink het, oh man, I don't know if I want to do this, man. Yes, ek word regtig, ek weet nie. En ek sê toe, ek bid toe in my, want ek sê Christen, ek praat met God, ons almal doen, en ek sê toe, listen, if you want me to do this, you've got to give me a sign, because I really don't want to do this. En ek hoor hierdie stem, baie duidelik in my kop, wat my sê, hoor hierso, okay, well, then ask me for anything you want. En net voor dit het ek iMovie August Rush gekyk. Ek het nou al 'n paar keer gekyk, en vir my is daai movie baie significant, want
dis kind of my story in a way, en dit resoneer met my, en ek was toe weer, daai ding van ek wil my pa ontmoet, so weer op my hart, hy is elke dag op my hart, maar toe was dit baie sterk op my hart, daai tyd, en ek sê toe, okay, baie kind of arrogant, nie in a bad way, maar net like, okay, really? Okay, if you want me to do this, then find my dad. En ek los dit toe. En ek vergeet daarvan. En 2 weke later, toe het ek 'n vriendin gehad, en ek het haar 'n rukkie toe geken, en toe sê ek eendag in my plek, toe is ek op die foon, en sy is op die foon in haar plek, en ons praat, en ek sê toe vir haar, praat nou oor hierdie movie wat ek gesien het, en ek sê toe weer eens, yes man, ek wil regtig graag my dad ontmoet, en ek wens ek kan hom ontmoet, en sy sê toe vir my, maar hoekom Google jy nie your dad nie? Dis ek like, Google wat? Jy weet, ek het niks informasie nie. Maar anyway, ek sê toe, okay, en ek tik toe daar in, Original Bands, 1970, Palm Grove Hotel, Margate. Want ek het toe, my maat my die Palm Grove ding vertel. Sy het vir my gesê dat in Margate ontmoet. Anyway, dis nog 'n stukkie wat ek gehad het. Toe dis al wat ek ingetik het. Ek druk enter en ek kyk na images, en daar kom soos honderde prente op. And within like, I don't know, a few seconds really, I just scrolled down and I saw a little picture that big, and I couldn't find the exact one. I have it somewhere, but daai dag toe sien ek hierdie prentjie, en ons 4 ouens in die prentjie, en die ou in die middel, ek weet nie hoekom nie, ek het net geweet, dis my pa. En dit was insane, want wat is die odds, ek meen, dis mind-blowing, creepy in everybody. Absoluut. Ek vat toe die prentjie, en ek krap die prentjie, en ek, want ek is in kontak met my ma, my biologiese ma, toe stuur ek vir haar die prentjie. En toe sy het met in sekondes teruggekom en het gesê, maar waar het jy dit gekry? Sê ek, why? She says, because that's your father. Absoluut wonderlik. What? Are you kidding me right now? I mean, what are the odds of that happening? I mean, and that's really how it happened. It sounds supernatural, and which it is, I believe. En toe het my vriendin obviously gekyk na, she looked at, there was a little inscription underneath the picture, and she did, her and her sister did amazing work tracking him down. I mean, if it wasn't then for her, and I do believe people are in our lives for a reason and for a season. If it wasn't for her, I wouldn't have found my dad. So, I mean, obviously God put the block there and said, here it is, and we followed up. She followed up, and then, toe 'n paar weke nadat, toe sy nou kontak gemaak, sy het actually vir hom 'n storie gespin, want sy het nie geweet hoe om met hom te praat nie, want sy het na lang gesukkel, het hulle nou deur die bandmembers gekry, en toe het sy met almal gepraat, en toe klink het of my pa oorlede is, want daar was nog 'n Andreas Demetriou. Apparently in Cyprus and in Greece is almal Andreas en almal Demetriou. Toe na rukkie kom sy terug en sê, hoorie, ek dink ek het hom gekry, en toe een aand sit ek en Joe actually in die studiootjie waar ek gewerk het daai tyd, en ons werk aan hierdie gospel ding wat hy nou doen, en toe kom sy aan, sy sê, hoorie, ek gaan jou dad bel. En toe bel sy om, en toe antwoord hy, en toe, toe sê sy vir hoorie, so ek weet nie hoe om dit vir jou te sê nie, maar ek sit hier in die studio, ek sit hier in 'n studio met 'n ou, en hy is jou seun, wil jy met hom praat? En die ou was soos in, wat? En as jy gehoor het op die ander interview, I was kind of baie, but he took the call, and dit was baie obvious, baie instantly, dat ek en hy, ek meen, apart van die feit dat ons baie similar klink, en ons, ek moet sê, mens kan dit selfs in die onderhoud hoor, julle klink baie dieselfde. En ek meen, die ander ding is, as jy nou van die video footage sien, ons gebare, dis vir my, en ek dink dis die ding wat mense nie, ek dink vir mense wat nie adopted is nie, dis altyd die ding wat vir my as 'n adopted child, en ek ken baie adopted mense,
is net daai ding, jy weet, ek kyk na my adopted dad en hy het eventually 'n biologiese kind gehad en daai twee van hulle lyk dieselfde, hulle loop Ja. dieselfde, hulle selfde mannerisms. Mm. And I mean, that just kind of, I guess, reminds you that you're part of a family and the concept of a family being part of something that you are genetically woven from. That I think is pretty powerful because, and being adopted is fantastic and it's beautiful in its way, but you're always kind of an odd piece. You never fit in. Mm. En dis die gevoel, jy pas nooit in nie. Ek onthou my biologiese pa het altyd vir my, adopted pa het altyd vir my gesê, maar jy is so weird kind, jy sit anderste, jy pas nie in nie. En die ding was, dit was die verkeerde ding om te sê, Ja, want vir ja. my, vir hom is ek anderste, maar vir my biologiese pa is ek dieselfde, verstaan jy? Presies, En presies, dit is ja. dieselfde mense, die familie, die musiek, die kuns, en ek dink, ja, so is baie funny hoe die lewe uitdraai, maar die similarities between die twee was, God, dink ek, ek dink vanoggend daaraan, ek meen, weet hoeveel mense is op die planeet, 8 biljoen mense, en vir 'n skepper om jou lewe te ken, en vir jou te kan uitsonder, saam met almal. Ek meen, hy sonder almal van ons uit, en hy weet ons probleme, hy weet he knows the desires of our heart, he knows the gifts he's placed in our lives, and the purpose that he has for us. That's pretty mind-blowing, and for him to then go, okay, this little boy needs these qualities, so this man, even though he's very different to him, I will instill I want those father qualities in him, and that's a quality that immediately I found with my biological father. And I think the thing for me that really was amazing with my biological father was that he immediately loved me. And I think for all of us that are in that position, it's just, that's all you really want. You want to feel that you are accepted and loved by the people that made you. You know what I mean? Yeah. And for a lot of people, it doesn't work out like that. I have a lot of friends that are adopted that have a really different story. Ja. So, anyway. Baron, dit is ongelooflik. Dis maar weer eens 'n bewys hoe die Here ons pad vir ons oopmaak. Dit is vanaf die lugmag, dis Kaapstad. Jy is naby jou ma. Sy vertel vir jou van jou pa's in die 70's, het in 'n band gespeel by die Palm Grove Hotel waarmee jy baie goed meer kennis gedra het. Jy gaan oor Perth toe. Jy ontmoet 'n vriendin en jy ontmoet vir Jo Vermeulen wat 'n begeerte het om wat sy gebed is. Stuur vir my 'n music producer. Jy kom in die prentjie en jy sê, wel, wys vir my pa. En hier gebeur dit. So dit is vir my 'n pad wat die bewys van die pad wat die Here vir 'n mens laat loop, maar ook dat hy luister na ons en dit wat ons voorvra, dit gee hy. Jy het ook jou pa ontmoet en dit was 'n wonderlike ontmoeting. Ons gaan dan nou luister na 'n gedeelte van julle onderhoud en daar het jy ook iets anders te ontmoet en dit iets anders te ontdek, dat een van sy gunsteling liedjies om te speel in die 70's was Europa, ja. Ja. So dit loop. Dit was sy favorite artist gewees, ja. Presies, dit is wat ons net oor gepraat het. Dit is ongelooflik. Dit wys jou hoe die DNA werk. Dit wys jou al die koneksies wat daar is. No, absolutely. Dit is amazing. En ja, en ek meen, die ding is, musiek is my lewe. Ek is my hele lewe lang was hierdie hele ding, hoe kan ek sê, hierdie tapestry, so is baie interessant. Baie dankie dat jy met ons gesels het, dat jy jou storie met ons gedeel het. Dit is regtig 'n besonderse storie en ek hoop mense kan ook waarde daarin vind. Jy weet, ons is altyd op soek na iets
Maar ek dink as ons net 'n bietjie harder vra en 'n bietjie harder bid, sal ons dit wel kry en wel vind. Baie dankie vir jou tyd. Dit was dan Baron Koens wat weer gesels het, die musiekvervaardiger, oor sy ontmoeting met sy biologiese pa, na baie jaar, 25 jaar. Ons speel uit met 'n baie kort onderhoud wat hy gevoer het met sy pa na 'n ontmoeting op 'n radiostasie in Perth. En ons luister ook na Europa, daardie bekende liedjie wat hulle toevallig albei se gunsteling is. Tot volgende keer, mooi loop. For any story like this to have an ending, well, this is just a beginning. Like this, Yes, a big every party involved could always be connected. There's never a division or a separation or thank you for that and see you later vibe. It's always, because it's when people come into our lives, we choose, and you said this, we choose our parents. I believe that too. Dad, thank you very much for being here. Sure, I'm here. And thank you so much for making this journey. This is super crazy. And I spoke to my mom just now, and she said just to say thank you, and just to say that it's so amazing of you to actually to do this, because you could have said, hey. Yeah. That's wonderful. Anyway.